dat het goed gaat met vanoggend. Baie dankie Jan, dankie dat jy so bent. Ek sonder om te vra as ek om Jan klaar sy lijn daar sal baie dankie. Welkom aan elkeen van die vanoggend. Mag het werkelijk waar geseende en gesalfde dienst wees. Ons baie lekker om elkeen van die te sien. En ons het ook klaar om hoofdliedere uitgekies vanoggend vir ons voorsang. Vir enige besoekers wat geleerd is, dat die vanoggend hier met ons is baie welkom aan die ook. Mag die ook sê ook saam met ons in die eredienst geniet. Die mag die werkelijk waar die tegenwoordigheid van die Here ervaar vanoggend. Die kan net so bly sit. Ons begin ons voorsang vanoggend met I will rejoice and praise the name of Jesus. To praise you brings joy to our soul, to my soul. Kom ons sit net so en sing ons. I
Goeiemôre geliefdes, baie welkom volgende hier by ons saam wees as geliefdes in die Here en dankie vir u teenwoordigheid. Julle confuse my soms as julle in julle plekke verander, want ek weet waar julle sit en dan kyk ek en dan sien ek nie en wonder ek nou waar is julle en dan sien ek julle skuif rond, maar dit is goed so. Baie dankie dat u volgende hier is en dankie dat ons saam die Here kan dien. Dis 'n mooi Sondag, dis 'n pragtige Sondag, ons het lekker reën weer ontvang en mense is so dankbaar. En na so reën dan voel alles skoon, ook jou siel is skoon. So dankie dat ons in daai gees ook volgende hier kan saam wees. Ons is dankbaar daaroor. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here. Ons is stil voor hom en ons buig ons hoofde in aanbidding. Here ons Here, U is magtig, alomteenwoordig. U is groot, alomteenwoordig en U is lief vir my. Dankie dat ek dit kan hoor, dankie dat ek dit kan glo. En dankie dat ek volgens saam met my broer en suster hier in die huis in die naam kan verenig. Daarom bid ek, Here, dat U sal kom om elkeen van ons in die hande op te neem. En U sal kom om hierdie saamwees vanoggend te seën met die hemelse seëninge in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Omdat die Here ons groet, omdat die Here ons hier byeenkom, kan ons nie anders as om te loof nie. Daarom gaan ons nou sing die lof van Jesus saam. Kom ons bring eer aan hom vir die wonderlike voorreg om so in sy heilige naam te kan verenig. Amen.
Jy mag net nie hulle. Dit is logies. Môre julle, baie dankie dat ons vanoggend sommer so baie kan wees, né? Dis lekker dat ons so saam kan wees. Baie dankie dat julle hier is. En julle moet elke Sondag kom, hoor, elke Sondag. Ek het volgende weer vir julle 'n mooi storie om te vertel, maar pappa en mamma moet ook luister. Want dis vir almal 'n mooi storie. Daar was 'n oom gewees, 'n oom wat baie belangrik was in die kerk. Van vroeg af was die oom baie belangrik in die kerk. Sy naam was Augustinus gewees. Hy was 'n baie groot predikant. En nou nog, as ek iets van hom kan kry en van hom kan lees, dan lees ek dit. Want hy was 'n baie slim mens, mooi mens. Maar weet jy wat? Toe hy 'n klein seentjie was, so klein soos julle, was hy baie stout. Hy was regtig baie stout. Sy ma se naam was Monica. En sy kon hom nie altyd pakslaag gee nie. Nadat sy opgehou met pakslaag nie geld nie, straf het nie geld nie. Maar sy het net aangehou om vir hierdie seun van haar te bid. En op 'n stadium het hy 'n boek geskryf. En in hierdie boek het hy geskryf hoe stout was hy. Hoe stout was hy? Hoe lelik was hy? By geleentheid het hy saam met sy maatjies in iemand se peerboom opgeklim. En daai pere was nog nie ryp nie. En dan het hulle die pere afgepluk en gekyk waar daar lyk of 'n stukkie ryp is. Het hulle dit uitgehaal en dan die pere net sommer neergegooi. Die volgende dag toe die kom by sy peerboom, toe sien hy hier al die pere op die grond en nie meer aan die boom nie. En hulle was nog nie ryp nie. En in sy boek skryf hy dat hy skaam is daaroor. En toe hy die skool uit is, toe die universiteit is, het sy stoutheid nie opgehou nie, het aangehou om stout te wees, moeilik te wees. Hy was 'n slim kind, 'n slim seun. En op die universiteit het hy baie goed gedoen. En hy is later aan die Universiteit van Milaan toe. En daar was hy 'n dosent aan die universiteit gewees. En by die universiteit het hy 'n maatjie ontmoet, Ambrosius. En hierdie maatjie was 'n groot kind van die Here. En Ambrosius het met Augustinus gepraat. Augustinus het hom nie daarin gesteer nie. Hy het net aangegaan om net baie stout te wees, roekeloos te wees. Hy het baie gedrink, hy het baie lelike dinge gedoen. Maar sy maat van hom gebyt. En eendag, toe gaan hy na 'n party toe. Weet nie hoekom nie. En in die party gaan sit hy toe op 'n bankie. En toe op daai bankie sit, toe stem of 'n stem na hom toe kom. En die stem sê vir hom, neem en lees. Neem en lees. En hy sit so agteroor. Wat moet ek nou neem? Wat moet ek lees? Ek sit nou hier in die bankie. Ek het niks boeke hier by my nie. Niks nie. En toe hy so dink, toe gaan sy oë so om die plekke daar rondom sy bankie. En hy sien daar op 'n ander bankie, lê daar so opgerolde papier. En hy nog toe, hy het nou gehoor, hy moet neem en lees. En hy staan op en hy gaan vat toe hierdie papiertjie. En toe hy hierdie papiertjie lees, hy sê nie presies wat in hierdie papiertjie gestaan het nie. Maar toe hierdie papiertjie lees, toe sê hy, dis asof die Here op daardie oomblik met hom mooi gepraat het. En toe hy hierdie papiertjie klaar gelees het, nadat hy sê die Here met hom gepraat het, die Here hom aangeraak het, het hy net daar sy hart aan die Here
kind van die Here geword, het sy hart vir Jesus gegee. En hy het van toe af, en hy een van die belangrikste kerkleiers in die kerk geword. Almal kyk vandag op na Augustinus, want hy het dit wat hy daarna geskryf het, en dit wat hy daarna ons almal geleer het, is van groot betekenis. En wat sê dit vir ons? Mamma en papa moet vir jou en my altyd bid. Altyd bid. Hulle moet ophou om moedeloos te raak as ek en jy so stout is. Maar tweedens, ek en jy, ons moet altyd die Bybel lees. Ons moet altyd die Bybel lees. En wanneer mamma en papa vir my bid, en ek die Bybel lees, kan ons lewe nie so verander, soos Augustinus sy lewe verander het. Nie altyd sê, jy stout nie. Nee, kom ons bid, kom ons lees die Bybel, en die Here sal ons help. En julle dit onthou, elke dag, my Bybel oopmaak, elke dag, saam mamma, papa, bid, dat Jesus ons help, om die seentjie en die dogtertjie te wees, wat hy wil hê ons moet wees. Dis alleen hy, met sy Bybel, wat jou en my kan help. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie vir die woorde. Neem en lees. Augustinus het die woord geneem. Hy het gelees en sy lewe het radikaal verander. Ek bid vanoggend dat die elke seentjie en dogter sal help. En papa en mamma vir hulle sal bid dat hulle ook die woord sal lees en dat hulle sal hoor wat van Jesus van my. Help hulle asseblief, Here, en maak hulle groot, soos die Augustinus groot gemaak het, om waarlik 'n bousteen in die kerk te wees, in Jesus naam. Amen. Goed, kom ons staan, en ons sing die mooi liedjie, wat ons nou gehoor het. Lees jou Bybel, bid elke dag, kom ons sing dit saam. Geliefdes, ons gaan vanoggend 'n moeilike gedeelte in die woord van die Here lees, en dis 'n gedeelte wat die Here gekom het en in my hart geplaas het, om vanoggend aan u voor te hou. 'n belangrike boodskap, aansluitend ook by ons kindermoment vanoggend. Ons gaan lees uit Nehemia 8. Nehemia 8, ons gaan nou lees van vers 1 tot vers 13.
Kom ons buig die hoofde. O Vader in die hemel, ons word baie, baie stil. Stil as ons die heilige woord oopmaak en daaruit gaan lees. Ons leer uit die geskiedenis en ons hoor uit getuienis van mense se lewens dat die woord nooit onbeantwoord gelaat word nie. Deur die woord raak U 'n hart aan. En selfs die onstuimigste hart kom tot 'n keer. Dan wil ons bid dat U ook vanoggend die Bybel my sal aanraak. Elkeen van ons sal aanraak. Dat U ons sal help deur die werking van die Heilige Gees, soos die volk van ouds gehelp het, om nie net te hoor nie, maar ook te antwoord. Daarom dank ons U vir elkeen volgende hier teenwoordig. Dankie dat ons saam kan luister na die woord. Dankie dat ons kan bid. Help ons, Here, soos U volk van ouds gehelp het. In Jesus naam. Amen. Nehemia 8 van vers 1. In die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dus oral in die stede. Die hele volk het soos een man by mekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra, die skrifgeleerde, gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring. Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring. Man en vrou en elkeen wat kon verstaan in die oorspronklike man, vrou en kinders. Dit was op die eerste dag van die 7de maand. Hy het daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort van ligdag af tot in die middel van die dag, en aanhoring van mans, vrouens en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. En die oorspronklike, die aandag van die hele gemeente was met hulle ore gespits op die aanhoor van die wetboek. Esra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gestaan wat vir die doel gemaak was. Regs langs hom het Matitja, Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Masia gestaan, en links van hom Pedaja, Mishael, Malkia, Gasam, Gasbadana, Sagaria en Musalam. Esra het hoorgestaan as die hele gemeente en het die boek voor almal se oë oopgemaak. Toe hy dit oopmaak,
opgestaan. Esdra het die Here, die groot God, geprys en die hele gemeente het met hande omhoog geantwoord. Amen, amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here. Die Lewiete, Jesja, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabbatai, Udia, Masha, Kelita, Asiria, Josaphat, Ganna en Pelagia het die wet aan die gemeente verduidelik, terwyl die volk daar staan. Die Lewiete het uit die boek, uit die wet van God voorgelees en dit uitgeleer. Hulle het die betekenis weergegee, sodat die mense kon verstaan wat gelees word. Die Nehemia, die gouverneur, die skrifgeleerde priester Esdra en die Lewiete wat die gemeente onderrig het vir die hele gemeente gesê: hierdie dag word gewy aan die Here, julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Die Nehemia het verder gesê: gaan vier fees, eet en drink, en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees as julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die Lewiete het al die mense gekalmeer met die woorde: wees rustig, dis 'n gewyde dag, moenie bedroef wees nie. Die hele gemeente het toe gaan eet, lekkernye uitgedeel en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Geliefdes, dis 'n moeilike deel uit die woord van die Here. Maar 'n perikoop met 'n pragtige boodskap. Perikoop met 'n vraag: wat is die grootste nood wat ons vandag as mense beleef? Wat is die grootste nood waarin ek en jy blootgestel word? 'n nood waarby ons verbyloop, en 'n nood waar ons aan nie werklik aandag gee nie. Ek en jy hoor elke dag woorde soos onsekerheid, kwellende, eensaamheid, vrees, doelloosheid. Ek behoort nie regtig nie. Ek kan seker nog meer opnoem, die node wat ek en jy elke dag beleef, en wat ons probeer aanspreek en probeer mekaar help. Maar het ek en jy ooit gedink aan die grootste nood? Die grootste nood wat daar in ons land heers, wat daar in ons kerke heers. Dit is die nood van Bybelloosheid. Bybelloosheid.
die Bybel. Almal getuig, ek hoor die woord, maar gehoorsaam jy die woord? Almal getuig, ons het die woord, maar verdiep ons onsself in die woord, hoor en luister ons presies wat die Here vir ons wil sê. Dat hierdie gedeelte kom, die boodskap, God wil met ons praat. God wil met ons praat. Nie ek praat met God nie, maar God wil met ons praat. Ons moet eers tyd gee en tyd maak, dat ons kan hoor wat God vir ons wil sê. Afgelope tyd hoor jy baie mense sê, God het vir my gesê, ek moet dit en dit doen. God het my openbaar, ek moet hierdie en hierdie pad loop. En wanneer jy gaan stil word, met hierdie getuienis van God het so gesê en God het so gesê, en jy gaan terug na die woord toe, dan raak jy koud. Want jy besef, dis weer 'n uitspraak wat nie gemaak is in die lig van die woord nie. 'n Uitspraak wat gemaak is los van die woord. 'n Uitspraak gemaak is van ek. Daarom die oproep. Is jy Bybelgebonde of is jy Bybelloos? Is jy Bybelgebonde of is jy Bybelloos? Die gedeelte word nie met Nehemia opgeroep deur die Here. Na die ballingskap is die tempel afgebreek, die mure van Jerusalem afgebreek. En Nehemia word geroep, nadat die volk uit ballingskap teruggekeer het, om weer die land te herbou, weer die trots, die sieraad van die Here te laat uitstaan. Die volk het teruggekeer. Hulle is nie meer ballingen nie. Maar as hulle daar in Jerusalem kom, en hulle moet begin herbou, was dit nie maklik nie. Dit was nie maklik nie. Die grond is weer vir hulle teruggegee. Die grond was onvrugbaar. Die kos was skaars. Werk was skaars. Mense het baie swaar gekry. En dan Nehemia word geroep. Hy word geroep deur die Here om nie net die land te herbou nie, maar hy word geroep om ook die volk te help om weer geestelik sterk te word, om weer geestelik hulle hande op te steek en te smeek, Here, wees ons genadig. En dan in die stand, die volk kom by mekaar. Die volk kom by mekaar. Broer en suster, God laat jou nooit alleen nie. God maak elke dag met jou bemoeienis. God soek jou elke dag op.
hulle sweet, in hulle moedeloosheid. Eerste dag van die 7de maand, Tiseri, roep hy die volk bymekaar op die plein voor die waterpoort. Dit was 'n rustdag. Dit was 'n gedenkdag. Maar wat hoor ons hier? Hy roep bymekaar op die plein voor die water. Waterpoort. 'n Mens sou jou vra, maar hoekom nie die tempel nie? Want in die tempel is die woord uitgelê. In die tempel was daar onderrig. Maar op hierdie dag roep hy na mekaar, mans, vrouens en kinders, om te kom luister na wat hy aan hulle wil openbaar. Dit is die aangrypende van hierdie gedeelte om te sê, God wil met ons praat. Die mans het alleen in die tempel by mekaar gekom. Die mans het alleen in die tempel die woord van die Here gehoor. Maar hier kom by mekaar. Almal van julle. En hulle daar voor die waterpoort het hulle by mekaar gekom. En toe hulle daar by mekaar kom, het die behoefte aan die volk na vore gekom. Broer en suster, hulle kom uit ballingskap uit. Die woord van die Here was nie meer tot hulle beskikking nie. Vir jare het hulle die woord van die Here nie gehoor nie. En nou dat hulle by mekaar kom, en nou dat hulle soeg en speet, en nou dat hulle nie altyd rigting het nie koers het nie, het hulle behoefte, Here, praat met ons. Here, praat met ons. En dan neem Esra die boek op. Ons glo uit getuienisse dat dit gedeeltes was uit die eerste 5 boeke van die Bybel. En Esra het dit geneem in sy hand. En nog voordat hy dit kon oopmaak, het almal voor hom opgestaan uit respek. Dit wat hy nou gaan oopmaak, het hulle opnuut besef, hoe verlore was ons sonder die woord. Hoe koersloos was ons sonder die woord. Hulle het 'n behoefte gehad dat God met hulle moet praat. Hulle het nie meer sy stem gehoor nie. En dan open Esra die woord. En Esra lees die woord van die Here aan die volk. En die oorspronklike staan daar, almal, groot en klein, jonk en oud, sy ore was gespits tot die woord, gerig om die woord te hoor. En ons lees daar dat die Lewiete weerskante van Esra gestaan het. En soos wat hy gelees het, die Lewiete rondbeweeg en het hulle gehelp om hierdie woord wat gelees word uit te lê, te verklaar, sodat elkeen waarlik kon hoor wat wil God vir ons sê. Daardie tyd, die manuskripte was voorberei in Hebreëus. En as die Lewiete rondbeweeg het hulle in Hebreëus vertaal, in Aramees, wat die algemene spreektaal was. En het God
sy gees hierdie volk diep in die hart aangeraak. Die volk het gekom met 'n behoefte, Here, help ons. En die Here het gekom en sy hart oopgemaak en met die volk gepraat. Wat het in die volk se hart gelewe? Die volk se hart het gelewe die vraag: is die Here nog daar vir ons? Is die Here nog daar vir ons? Die volk het diep bewus geword terwyl hulle die woord aanhoor. Het hulle diep bewus geword van die feit dat hulle so ver tekort skiet, dat hulle soveel foute begaan het in die feit dat toe hulle in ballingskap was, dat hulle rug op God gedraai het, dat hulle alles verbreek het wat God van hulle gevra het. En daarom lees ons, na die aanhoor van die woord, na die uitleg van die woord, het die volk in trane uitgebars. Daar was groot hartseer. Want hulle ore was gespits. Die woord was so uitgeleef, dat het hulle harte aangeraak het. En hulle het diep bewus geword, hoe ver skiet ons tekort. Hoe seer het ons die Here gemaak, hoe ongehoorsaam was ons. En dit sê so baie vir ons, my broer en suster, ook vandag. En jy die woord oopmaak, en jy die woord lees, lees jy met gespitste ore, lees jy in eerlikheid, om die ware woord van die Here te hoor. Maak jy seker dat jy verstaan, maak jy seker dat jy hoor. Want my broer en suster, as jy hierdie woord oopmaak en hierdie woord lees, raak dit jou diep aan, baie diep aan. En jy kan nie anders as om te verander nie. Augustinus die woord gelees het, dit diep oor nagedink het, hy sê, dit was 'n waarheid wat hom geslaan het, en hy het opgestaan en sy lewe radikaal verander. Hoor jy die nood wat daar is van Bybelloosheid. Want as ons die woord hoor, en ons spits ons ore, my broer en suster, sal daar 'n radikale verandering onder ons, wat die voorreg het om die woord te besit en te lees en te bestudeer, in ons lewens na vore kom. Hierdie kerk sal te klein wees vir hulle wat die woord hoor. Alle kerke sal oorloop. As ons weer terugkeer en luister na die woord. Toe die volk die woord gehoor het hulle ons taal geknak. Hulle het gehuil. Hulle het diepe berou gehad. Dat hulle nie geleef het, soos die Here vra, hulle moet lewe nie. Wat die wonderlik is, nadat daar gelees is, en nadat daar oorlik was van selfondersoek, en Nehemia die
hele verbond gesluit het. Die God wat beloof het, hy sal julle God wees, as julle nou opregte berou getoon het, en opreg weer sy hand gevat het, en geluister het, wat hy van julle vra. Staan op. Staan op. Moenie meer huil nie. Gaan. En gaan niet die lewe. Gaan lewe. Gaan eet. Gaan deel lekker met jy uit. Gaan vier fees. Hoeveel die meer ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. God kom praat met jou en my. God kom openbaar aan jou en my. Sy seun Jesus Christus het aan die kruis laat sterwe vir jou en my, sodat ek en my waarlik kan lewe. Het jy dit gehoor? Vir jou het hy gesterwe. Ek het nie gesterf nie, maar vir jou en my opgestaan, dat ek en jy kan lewe. Sy gees door jou en my uitgestort, dat ek en jy vrugte kan dra van die gees. Dat daar in ons harte vrede kan wees, in ons harte liefde kan wees. Verdraagsaamheid, diensbaarheid. Dat ek my nie meer hoef te bekommer oor môre of oormôre nie. Soos hy vir sy natuur sorg, die mossie, die veldlelie. So sorg hy vir my en jou. Hoor my broer en suster, hy kom na sy volk toe en hy praat met hulle. En vir 'n oomblik waar hulle self vir hom gee, kom daar 'n radikale verandering, 'n voorafspel van die uitstorting van die Heilige Gees. En hy kom ook volgend na jou en my toe. En hy vra vir jou en my, is jy Bybelgebonde? Of is jy Bybelloos? Hy het vir my in jou lewe. Groter lewe as wat ek en jy kan dink. Hy vra, kom en maak tyd om na my te luister. Amen. Vader, baie dankie vir die Heilige Woord. En dankie dat U kom en ons help om die Woord ook te breek en te luister. Wat wil U vir my sê? U kom deur die Woord om my op te roep kind van U te wees. U kom deur die Woord om my te versterk en te bemoedig, om saam met U die pad te loop. Elke bid ek vanoggend vir die nood, Bybelloosheid. Help ons, Here, om hande uit te steek. Help ons Bybels uit te deel. Help ons om U kinders hier op aarde te help. Daarom bid ons, Here,
ook sal help. Te dink aan hulle wat baie seer gekry het deur die vloede en nog steeds seer kry deur die mag van die water. Ons dink aan hulle, Here, wat worstel, wat nie kan praat nie, dat daar nie water is nie. En ons kom en draai die saak aan U op en vra, kom Here, kom deur die woord en help ons. Help ons om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons kom bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat groot operasies in die week moet ondergaan. Ons kom bid vir ons gemeente. U is goed vir ons, Here. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Ons vra U, hou ons nederig, hou ons op ons knieë, help ons om na U en U alleen te luister. Kom ons vra vir hulle wat verjaar, hulle hier is, kan staan asseblief. As hy dankie, so ek sê hier, as ek vra weer, as jou naam nie op is nie, kom net na my toe asseblief, dat ek net kan seker maak. Ek werk hard daaraan, julle weet dit, ek sê dit by herhaling, dan sê vir ons baie geluk, ook die ander aanwesigheid baie geluk met hulle verjaarsdag. En dan van my kant af, met goedkeuring van die kerkraad, hou ons voor die volgende name waarvoor ons voorbereid vra, dan die Marie Martens, Annetjie Linden, en dan Annetjie se swaar, Tony Linden, hy is siek tot die dood toe. Vra asseblief ernstige voorbeeld vir hom, ook vir Frits Pietersen, en dan dink ons ook aan Salome Horriker, Salome en haar familie, die afsterwe van haar skoonma. En dan hierdie week Koos gaan in vir 'n knievervanging, ons dink ook aan hom, hy gaan sy Afrikaanse hospitaal toe vir 'n knievervanging, baie sterkte daarmee. Dan hou ons ook voor, dat verkies tot die kerkraad, weer Jansen van Rensburg as ouderling, en Lucia Jansen van Rensburg as die jaarkind. Ons vra dat ons ook vir hulle voorbereid sal doen, en die antwoord op die roepstem van die Here. Dan hou ek vanoggend aan julle voor die belangrike kerkraadsbesluite wat geneem is, tot voorsitter van die kerkraad vir die volgende jaar, en in 2 jaar is verkies broer Nico Pretorius en as ondervoorsitter broer Adrian Besuidend. Ons sê vir hulle baie geluk, ons bid vir hulle en vertrou dat die Here hulle weer mooi sal lei in die leiding wat hulle gee aan die kerkraad. En dan broers en susters, het die kerkraad ook gevoel dat ons as kerk wat geseën is, dat ons ook sal uitreik na hulle wat in hierdie tyd swaar kry. En daarom gaan ons volgende Sondag ons dankoffer gaan ons opdra aan die vloedgetuisterde gebied. As ons dink aan die vloedgetuisterde gebied, dan dink ons aan Louis Trichardt en die gemeente Louis Trichardt en die gemeente Levubu en die gemeente Kiani en ook die gemeente Skokuza. Hierdie gemeentes
het baie seer gekry en hulle lidmate het baie seer gekry. Veral die aan die riviere. En daarom het die kerkraad geoordeel om by die kerkraadkas 'n bedrag te bewillig en dan volgende Sondag ook die gemeente op te roep om 'n bydrae te lewer. En dan sal ons dit aan hierdie gebiede oorbetaal om daardeur ons ondersteuning en dink hulle aan nood hulle by te staan. So volgende Sondag se dankoffer gaan ons op aan die vloedgetuisterde dele van ons land en aanvulling tot die bydrae van die kerkraad bewillig het. Volgende Sondag is ons middag vir die opvoeders. Ons het van die skoolhoofde uitgenooi om hier teenwoordig te wees. Ons het nog nie almal se antwoorde gekry nie, maar die wat kom is ons dankbaar. Ons wil volgende Sondag spesifiek bid vir die opvoeders wat ons kinders begelei in die skole. Goed, dit is van my kant af. Dankie. Dan ons slotlied is die 280, die Here groot en magtig. Nou ons seëningspraat vir ons dat die net 'n oomblik sal sit wanneer die bemarking aanbieding gaan doen. Dit is kort en baie mooi. En dan na die bemarkingsaanbieding is ons uitstaplied, sy naam is Jahweh. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees. Here, help my om na U te luister. Amen. Op die huidige stadium is dit ek en Marlijn. So ons het lang hier nodig. So enige iemand wat bietjie study het, kunstgeleide, so dinge, kom praat met ons. Ek is toch bezig om te recruit die kant oor. Alright, so bemarking, kommunikasie, tegnologie, dit behels alle verwante bemarking.